Ek dink, as ons vanoggend eerlik met mekaar wil wees, dan wil ons in die erediens inkom en ons wil jubel tot eer van die Here. Ons wil dit doen om die doopvond. Ons wil dit doen wanneer ons sy genadeverbond opnuut beleef. Ons wil dit doen wanneer ons die wonders van God se skepping beleef. Ons wil dit doen as ons sien hoe hy ons deur die geskiedenis in die verlede reeds hanteer en beskerm en bewaar het, en hoe ons ook glo in die toekoms dit sal doen. Die wonder van 'n geboorte, dat hy lewe skenk, maar belangriker nog, dat hy lewe onderhou, maar dan ook die wonder van wedergeboorte, dat hy sy kinders, sy uitverkorenes, verlos en red, nou, maar tot in ewigheid. Is dit nie wonderlik, as mens besef, hierdie dinge kan net 'n God van hemel en aarde doen. In Psalm 104, wat Psalm 105 voorafgaan, word die wonder van God se skepping spesifiek besing. Vanoggend in Potchefstroom, toe sê ek vir hulle, met die draai van die seisoen, het dit my net weer opgeval. As mens kyk na die skildery van God, hoe hy boomblare verkleur, hoe hy die fynste besonderhede van elke grasspriet, van elke boom, van elke plant, verander na sy wil. Toe kom die gedagte by my op, wie is die mens dat God aan hom dink? Wie is die mens dat God vir ons geboorte gee van 'n nuwe lewe? Psalm 105 hoor ons van die God wat die wondere van wedergeboorte, wat die wonder van redding, wat die wonder van verlossing bewerk vir sy kinders, vir sy uitverkorenes, deur al die eeue heen. En dit alles op grond van Jesus Christus se volkome werk, wat hy aan die kruis verrig het vir jou en vir my. Dink net aan die krag van die Heilige Gees. Psalm 105 vers 1 tot 3 roep vir Israel, maar hy roep ook vandag elke gelowige. Hy roep ook die kerk oor al die eeue heen om die Here te loof, om sy naam aan te roep, om te psalm sing tot sy eer, om ons te beroem in die heilige naam van God. Hierdie is 'n psalm van Dawid, toe hulle die verbondsark van die Here na Jerusalem gebring het. Hy het die volk opgeroep om die Here te kom loof en te prys met die inhoud van hierdie psalm. Ons kan dit ook sien wanneer ons 1 Kronieke 16 gaan lees. Maar, belangrik, kyk daar in vers 1 die inhoud van Psalm 105, is nie net bedoel vir Israel nie. Daar staan, maak sy dade, en ek las tussenin, maak sy dade onder al die volke bekend. Maak sy dade, nie my en joune nie, nie my en jou goedheid nie, nie my en jou koninkrykies wat ons hier op aarde opbou nie, maak sy dade goed onder al die volke. En wanneer ons in die taalkundigheid gaan kyk, dan staan dit daar in die meervoud. So dis oor al die volke. Ook hier waar ons by mekaar is, moet dit onder onsself verkondig word. Ons wil vandag ook daarvan leer, as ons vandag die doop aan 'n verbondskind bedien hier in die gemeente. Ja, ons mag nie sy wonders en sy wondertekens, soos wat ons in vers 5 lees, vergeet nie. Die nageslag van Abraham, almal wat in Christus Jesus glo, mag nie sy groot dade vergeet nie. Vanaf vers 12 tot en met vers 44, wat ons nie gelees het vanoggend nie, is daar 'n uiteensetting van 4 groot tydperke in die geskiedenis van Israel. Daarin bewys hy sy trou, hy bewys dat hy getrou bly aan sy verbondsbeloftes wat hy gemaak het aan Abraham, aan Isak, maar ook aan Jakob. En Israel, maar ook ons vandag, moet hierdie groot verlossingsdade, sy sorg en sy wondertekens nooit vergeet nie. Ek aanvaar geboorte en lewe
Ek wil amper sê as vanselfsprekend. Maar weet jy, ek sê altyd vir die kinders in die belydensklas, wat se aandeel het jy dat jy vanoggend hier sit? Niks. Dit was 'n pa en 'n ma wat besluit het om 'n kindjie te verwek, om graag soos wat ons in die Afrikaanse boeretaal sê, om 'n pinkvoet te hê. En God het dit bewillig dat daardie bevrugting plaasgevind het en 'n nuwe lewetjie tot stand gekom het. Nou lewe ons in 'n tydperk waar ek en my regte die middelpunt van ons lewens inneem. Nou my liewe broer en suster, as my en jou lewe 'n voorreg uit die hand van God is, op watse reg kan ek en jy staat maak? Ons moet nooit sy wondertekens vergeet nie. Daarom roep die Psalm ons ook vanoggend in vers 5, dink aan sy wonders en sy wondertekens. Jy moet dit waarlik onthou. Jy moet dit oordink. Jy moet laat hierdie dinge jou lewe en jou lewensuitkyk bepaal. Onthou dat as die Here sy volk deur die eeue heen verlos en bewaar, dat hy dit ook vandag nog doen, dat hy dit ook vir jou en vir my doen, maar dat hy dit ook in die toekoms gaan doen. En nou is dit belangrik waar ons vandag 'n kindjie doop. Moet ons die vraag vir mekaar vra, wat is die fokuspunt van God se wonders en sy wondertekens in die skrif? En dan kan ons alles insluit, van die Ou Testament af, van die besnydenis en die Pasga af, dwars deur die Nuwe Testament, die doop en die nagmaal. Wys dit sentraal, as 'n mens aan hierdie dinge dink, op die volk wat gehoorsaam was, wat dalk heilig en goed is. Wys dit op al die goeie dinge wat hulle gedoen het en nog gaan doen. Wys dit vanoggend dalk vir u en vir my op klein Linmarie, hoe oulik sy is, of hoe oulik sy dalk lyk, of op ons goeie dade en ons goeie werke wat ons nog kan doen. Dan moet ek vanoggend vir u sê nee. Al hierdie dinge kan nie vir ons die troos gee wat u en ek kan ontvang uit die woord van God nie. Want in onsself, selfs ons kinders, al is ons uitverkorenes in hierdie lewe, is nog nie volmaak nie. Dink ons nie altyd aan hom nie. Inteendeel, die hele Bybel, kerkgeskiedenis ingesluit, getuig van die onvolkomenheid van die self. Dit behoort ons tot skaamte te dryf in ons ongehoorsaamheid aan die oproep van die Here. Wat is die groot troos in hierdie Psalm? Wat is hierdie troos wat die Here vir Israel gebring het hier tydens die skryf van die Bybel? Wat is die troos vir die kerk vir ons as geheel vandag? Maar wat is ook die troos vir klein Linmarie wanneer sy nou hier by die doopvond gaan aankom? Die troos lê vir ons spesifiek in verse 8 tot 10 en dan ook in vers 42. En daar staan, hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte, die verbond wat hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak, wat hy ook vir Jakob as insettinge bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond. En dan vers 42, want hy het gedink aan sy heilige woord aan Abraham, sy knegt. Liewe broer en suster, is ek en jy nog die knegt van die Here? Is die Here nog sentraal in ons lewens? Ons troos in lewe en in sterwe, sê die Bybel, is dat ons aan Jesus Christus behoort. Ons troos in lewe en sterwe, waarvan die doop, of dit nou klein of groot doop is, getuig, is in hierdie eenvoudige woorde, hy dink vir ewig aan sy verbond. So as ek en jy dalk afdwaal, hy dink vir ewig aan sy verbond. En dit is die genadeverbond met Abraham en sy nageslag, wat ons daar in Genesis 17 van lees, wat vir Israel 'n ewige verbond is, 'n heenwyse het, en wat vervul word in Jesus Christus.
En dan sê Galasiërs 3 vers 29, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename van God. Jy sien, een ek hoef niks te doen nie. Een ek hoef niks te verdien nie. Ons is erfgename van God. Ons grootste troos, die groot troos van die Here se uitverkorenes daar in die Ou Testament, maar ook vir sy uitverkorenes in die Nuwe Testament, onder al die volke, is nie dat ons aan God dink nie, dis dat hy vir ewig aan ons dink. En nou, geliefdes, onthou, God se dink aan ons is nie op 'n sondige en 'n gebroke en 'n swakke manier soos wat u en ek aan mekaar dink, maar ook maklik van mekaar vergeet nie. Die Here se dink, sy genadeverbond in Christus vir elkeen van sy kinders, klein en groot, is volmaak. Sy dink aan ons beteken, hy sal hulle wat hom liefhet, nooit vergeet nie. Die troos wat u en ek vanoggend hoor uit Psalm 105, is dat as ek en jy die Here werklik liefhet, dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Hy sal ons nooit vergeet nie. Hy sal ons red. Hy het ons gered deur die bloed van Jesus Christus en hy sal vir ons sorg in hierdie, maar ook in die ewige lewe. Ons tye, ons toekoms is genadiglik in die hand van die drie-enige God. Die Here wat sy volk gered het uit Egipte, wat deur die woestyn, verskoning, hulle gedra het, wat hulle die beloofde land laat beerwe het, dit was 'n beeld van God wat elkeen van sy kinders red van die sonde en die dood uit Egipte. Dit was vir ons 'n denkbeeldige heenwysing na hoe Jesus Christus jou en my lewe red uit hierdie wêreldse omstandighede en ons sy kinders maak. In die Nuwe Testament lees ons ook wat 'n groot troos is, waarvan die doop getuig, daar in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy was bereid om aan 'n kruis te hang, my liewe broer en suster, vir jou en vir my sondes. 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dit is nie omdat ons aan God dink en aan sy verbond dink, dat hy aan ons dink nie. Nee, dit is nie omdat ons doop, dat God aan ons dink nie. Nee, dit is omdat God aan ons en ons kinders dink in Christus Jesus. Beteken dit dan nou, met die doop van al ons kinders, dat ons daarmee sê, hulle is elkeen outomaties gered, hulle is elkeen outomaties kinders van God. Jesus se bloed het hulle almal kop vir kop afgewas, omdat ons hulle met die water gedoop het? Nee, 1000-maal nee. Want ons lees baie duidelik in hierdie verbondspsalm ook van die Here se waarskuwing, sy regverdige oordeele wat oor almal geld, oor hulle wat hom verwerp en hom verag. Ons weet uit die Ou Testament geskiedenis van so baie wat wel die tekens en die bediening van die verbond ontvang het. Ons sien dit in die tyd waarin ons leef, hoe mense hierdie goed ontvang, soos in die Ou Testament, maar nie die wese en die inhoud van die genadeverbond ontvang nie. Die Heilige Gees is nog nie 'n werklikheid in die lewe van mense nie. Baie, as ons dink aan die geskiedenis, baie het die fisiese land Kanaan bereik, maar nie almal het ingegaan in die land Kanaan nie. Ongehoorsaamheid het gekeer dat baie van hulle die voorreg gehad het om die beloofde land in te gaan. En ons sien dit vandag nog. Hoe baie, klein en groot, die doopbediening ontvang, maar hulle wys later met hulle leer en hulle lewenswandel, met hulle lewe buite die erediens om, dat hulle nie werklik verbonde is aan God nie. Soos Paulus dit daar stel in Romeine 9, eintlik kinders van die vlees, kinders van die wêreld, en nie kinders van die belofte nie. Nie kinders wat hierdie genadeverbond verstaan en hulle eie gemaak het nie. Daarom hoor ons ook in hierdie psalm van die Here,
die duidelike aanduiding dat hy aan sy genadeverbond dink terwille van sy uitverkorenes. Liewe broer en suster, die harde werklikheid vanoggend, as u dit nie hoor in die prediking nie is, as die Here en sy erediens, sy kerk, nie meer vir jou die belangrikste ding in jou lewe is nie, gaan dink dringend na of jy God se uitverkorene is. Gaan dink dringend na of jy die beloofde land gaan ingaan. Die Here gee nie verniet vir ons die waarskuwings en die flitsligte om ons lewens in lyn te bring met dit wat God van ons vra nie. Alleen hulle wat in Christus is, sê Efesiërs 1 vers 4, wat uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld, wat geloof het of tot geloof sal kom soos hy bepaal, is sy kinders wat gered is vir die ewigheid. Is jy een? Is jy seker dat jou saak met die Here reg is? Is jy seker dat die erediens en God se byeenkoms, sy meelewing van die gemeenskap van die gelowiges nog vir jou belangrik is? Of gaan dit meer oor my en my plesier en my voorkeure? Daarom die opdrag ook in hierdie Psalm en ook in die hele skrif aan die hele wêreld moet vertel word. Dit moet verkondig word sonder onderskeid, sodat deur die evangelie sy kinders van die belofte gered mag word. En juist daarom is daar ook 'n oproep, 'n eis en 'n plig in die verbondslewe. Hier waar die verbond bedien word aan alle gelowiges, maar ook aan hulle kinders. Elkeen moet volgens God se bevel die woord hoor, met ander woorde in die erediens wees om die woord te hoor. Ons moet sy beloftes hoor, ons moet sy evangelie hoor, die doopbediening moet ons sien en ontvang, want dit roep ons op om te glo, om ons te bekeer van die wêreldse neiging. Kyk wat sê die laaste vers, hoekom moet ons aan God en sy groot dade dink? Hoekom moet ons sy wondertekens onthou en nie vergeet nie? Waartoe red en roep die genadeverbond vir u en vir my op? Vers 45 sê, dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. Halleluja. So ek kan nie maar net maak wat ons wil nie, wanneer ons wil nie. Ons wil graag so dink. Ons werk word in 'n wêreld groot, waar kinders van kleintyd af gebreinspoel word om te sê ek en my regte en waarop mag ek staan maak. Maar hier sê die Here uitdruklik, dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette kan bewaar. Die doel van ons redding deur God se belofte in Christus is sodat ons herstel kan word om hom te loof en hom te prys. As ons net by die doopformulier staan, of as ons na die doopformulier luister, sal u ook hoor hoe weer klink Psalm 105 in die doopformulier. Ons is in sonde ontvang en gebore en het God se redding in Christus nodig. Christus alleen red ons van ons sonde en van ons elende. Die verbond bestaan uit twee dele, naamlik ons word geroep en verplig in die doop tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons ouer mense, waar staan jy ten opsigte van jou doop? Die jong mense, en nou sien ek sommer vir Nanny en Elwie hier sit wat onlangs gedoop het. Waar staan jy nog ten opsigte van jou belofte teenoor God om jou kind in die vrese van die Here groot te maak? Ons mag vanoggend weer getuies wees deur die doop, dat die Here se genadeverbond opgerig is met Abraham en sy hele nageslag. Dat dit vervul en bevestig is in Jesus Christus, en dit is ook vir ons en ons nageslag. En ek moet weer op die punt kom, waar ons met gebroke harte, met leë hande van geloof, voor die Here gaan staan en vra, Here, wees ons arme sondaars genadig. Dink nie meer aan ons sondes van die verlede nie. Dink nie meer aan Jesus en sy volmaakte werk nie. Dink en u eer en u belofte, wat u aan Abraham gegee het, moet werklik deel word van my lewe. Want alles gaan oor God.
oor sy naam, sy eer, sy wil, sy wondertekens. Ja, selfs in die tyd waarin ons leef, wanneer die vraag so baie na my toe kom, ons moet ons naaste lief hê soos onsself, soos wat die woord van God van ons vra, nie soos wat ek of jy of jou buurman van mekaar vra nie. Daarom is dit vanoggend ons gebed, dat die Here ons almal sal help, vir Louis en Lenanke as verbondsouers vanoggend, maar ook vir die families aan Louis se kant, maar ook aan Lenanke se kant, vir ons as gemeente, om mekaar nie net te wys nie, maar ook te gaan leer deur ons lewenswandel, wat dit beteken om uitverkorene van God te wees. Dis my gebed, dat aan die verbondsouers en aan albei kante die families opnuut sal gaan besin. Waar staan jy ten opsigte van God? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige en genadige God en Hemelvader, 'n wonderlike voorreg om onder die geklank van U woord te kan kom. Ja, Here, al voel dit soms vir ons of U ons oor die vingers tik. U wil ons opskerp, U wil ons vernuwe, U wil ons denke verander. U wil hê ons moet uitverkorenes wees, kinders van die almagtige en die lewende God. En daarom is dit vanoggend my gebed. Here, en begin sommer hier by myself op die kansel. Verander my gedagtes, verander my denke, verander my uitkyk op die lewe. Maar ook elkeen wat hier is, ook elkeen wat na die opname moontlik gaan luister. Dat hulle lewens in oënskou sal neem en dat ons sal gaan kyk. Volg ons nog U opdragte? Leef ons nog as uitverkorenes in hierdie gebroke wêreld? Ons bid dat U deur die Heilige Gees elkeen van ons daartoe sal help. Amen.